Goeiedag, ek is Bertie Brits en ek wil jou hartlik uitnooi om deel te hê in hierdie program The Love Way, waarin ons praat oor God se onvoorwaardelike liefde. Ons is besig in 'n reeks getiteld Die plek van liefde. Waar is die plek waar 'n mens liefgehê voel? En ons het in die vorige uitsending baie duidelik gemaak dat die plek waar 'n mens liefgehê voel, is die plek waarin jy verstaan wat Jesus Christus vir jou gedoen het. Die liefde van God was aan ons geopenbaar op 'n sekere manier. En wanneer ons dit wat hy vir ons gedoen het aanvaar, voel ons liefgehê. Het is net so goed ek gaan en ek sê vir my 3 seuns, luister man, ek koop vir elkeen van julle 'n motorfiets. Dit is die plek waar hy my liefde gaan voel. Is deur dit wat ek vir hom gedoen het te aanvaar. Wanneer hy kan daai geskenk aanvaar, dan sal hy my liefde kan ervaar. Wanneer in die veld gaan ry, wanneer hulle 3 gaan saam ry of hulle ry saam met hulle pa en hulle geniet dit en dit is vir hulle lekker, dan voel hulle daai liefde wat ek vir hulle gehad het. Ek het 'n emosie miskien in my hart gevoel, wat ek voel, "Jessie, ek hou van hierdie seuns van my. Ek is vir hulle lief." En ek het na 'n motorfietswinkel toe gegaan, ek het vir hulle die motorfiets gaan koop en ek gee dit vir hulle en dan wanneer hulle dit wat ek vir hulle verniet gee, in ontvangs neem, sal hy liefgehê voel. Dan sal hy die intent van my hart, die bedoeling van my hart, sal hy dan ervaar. En dit is om hom te kan seën. So, en as hy dit nie kan ontvang nie, dan sal hy nie my liefde kan ervaar nie. As hy miskien dink, man, hoorie so, kom ek, as ek miskien nou hard werk vir my pa, en ek sny die gras, en ek sny die kante van die gras, en ek vee die stoep, en ek doen al daai tipe van goeders, dan gaan ek die liefde, dan gaan ek my pa kry en vir my liefde hê, en dan gaan hy dalk vir my 'n motorfiets koop. Wie jy, as hy miskien nou, as hy daai denkswyse gehad het, en ek gee nog steeds om die motorfiets, nie omdat hy al daai goed gedoen het nie, maar net omdat ek hom lief gehad het, sal hy nie voel wat my ander seun voel, wat miskien ook gehelp het in die tuin, en al daai tipe van goed gedoen het, maar nie gedink het, dat ek vir hom die motorfiets sal koop, omdat hy in die tuin gewerk het nie, maar net omdat ek vir hom lief is. As hy gedink het, man, weet jy wat, hierdie taak is ek hier om die huis doen, hou geen verband met wat my pa vir my doen nie. Dis maar my taakie wat ek doen, ek wil graag my pa help, ek lief vir my pa en whatever, en ek doen dit nou maar, want dis my taak, ek doen dit, en of ek nou hierdie taak doen of nie, bepaal nie my pa se optrede teenoor my nie. My pa se optrede teenoor my is 100% gesetel in wie hy is, die tipe mens wat hy is. Daai 2 seuns sal 'n verskillende ervaring hê van liefde. En ek kan nou vir jou sê, daai 2 seuns se gedrag in hierdie wêreld teenoor ander mense en teenoor my en teenoor my vrou en so sal ook verskil as gevolg van sy sienswyse en denkswyse van my. Man, is dit nie wonderlik nie. Ek wil dit net sommer so vinnig net weer sê, want dan kan jy dalk 'n bietjie de mekaar maak. Kom ons maak dit eenvoudig. Sê ek het 2 seuns. Ek het nou 3, maar 3 gaan nou moeilik maak. Kom ons sê ek het 2. Die een van die seuns dink, man, weet jy, as ek alles reg doen vir my pa, dan gaan my pa vir my motorfiets koop. Die ander een dink, man, of ek goed reg of verkeerd doen, bepaal nie hoe my pa optree teenoor my nie. My pa is wie hy is, en hy het my lief, en hy sal wandel getrou aan wie hy is. Albei van hulle is gehoorsame seuns. Hulle doen werkies omtrent hier om die huis, en al die tipe van goeders, en ek besluit eendag, man, kom ek gaan koop vir hierdie 2 seuns motorfietsse. Die een gaan sê, man, ek het die motorfiets gekry, omdat ek hierdie klomp goed gedoen het, en die ander een gaan sê, joh, die pa het my lief. Dit is presies hoe dit gaan wees. Die een gaan liefgehê voel, en die ander een gaan voel, hy het dit verdien. Die een gaan liefgehê voel, die ander gaan nie liefgehê voel nie. Die ander een gaan voel, dit was loon vir sy betaal. Dit was loon vir sy werk. Dit is soos 'n persoon wat werk vir 'n baas. As jy gewerk het vir 'n baas en hy betaal jou aan die einde van die maand, dan voel jy nie die baas het jou uitsonderlik lief nie. Jy voel ek moet dit hê. Ek het die beginsels van hierdie besigheid het ek nagekom, dit wat ek moet doen het ek gedoen, en daarom het ek mos nou my betaling gekry. En dit is presies wat die Bybel van praat, in Romeine, hoofstuk 4, en kom ons raak dit vinnig aan, en dan gaan ons praat oor 1 Korintiërs 13, die liefde, wat die liefde is. Kom ons gaan gou na Romeine hoofstuk 4 toe. Hoor net wat sê daar, dit is so mooi. Hy sê, want wat sê die skrif? Abraham het in God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken. Maar aan hom wat werk, word die loon nie na guns toe gereken nie, maar na verdienste. In ander woorde, hy wat werk, hy wat nie sê, en die werk hierso is, werke volgens die wet.
werke volgens, ek doen hierdie goed is reg om van God te kry. Hy wat dink, man, ek moet al hierdie 5 stappe doen, en 10 stappe tot 'n deurbraak, en 6 stappe tot 'n herlewing, en as ek nou so baie in tale bid, dan gaan God vir my iets doen, en as ek nou so profeteer, dan gaan God vir my iets doen, en al daai snaakse tipe van goed, dan gaan ons begin dink, maar, jy weet, dan gaan jy wel ontvang van die Here af, maar vanuit jou werke, en dit wat jy ontvang gaan loon wees, en nie 'n genadegawe nie. En net in die genadegawe is waar ons regtig die liefde van God ervaar en voel. Nou mense, ek wil net dit baie duidelik sê, ek is nie teen die spreek van taal nie, ek praat self in tale. Prys die Here, en daai gawe is 'n wonderlike gawe wat God vir ons gegee het. Profesie is tot opbouing en stigting van die gemeente van God. Maar die oomblik as ons beginne dink ons moet nou so in tale bid en ons moet nou so profeteer, anders kan God ons nie 'n deurbraak gee nie, en hoe meer ek in tale bid, hoe nader is ek aan herlewing en al daai tipe van goed, dan is ons besig om dit wat God vir ons te gegee deur die Heilige Gees as 'n gawe te 'n wettiese ding te maak van iets wat ons alweer moet doen om 'n deurbraak te kry. En dan gaan die wat nie in tale praat nie, of nie kan profeteer nie, alweer minderwaardig voel. Dan is ons alweer waar 1 Korintiërs 12 is, wat sê, ouens, hoekom is julle so in kompetisie met mekaar, oor wie wat 'n gawe, en wie's hoër en laer, en wie dien wie, en al daai tipe van goeters. Man, kom ons hê mekaar lief. Jy weet, en die liefde van God is die grootste ding, wat 'n effek kan hê op iemand se lewe. Dis wat hy sê. So, mense, die plek waar ons liefgehê voel, is die plek waarin ons met vrymoedigheid, deur die geloof, kan ontvang van God af, dit wat verniet is. Ons moet geregtigheid kan ontvang as 'n gawe, om die liefde van God te kan ervaar. As jy stry en stoei met die denkswyse van, man, die wet van Moses, en dit en dat, en wat ook al, luister wat ek vir jou wil sê, en jy moet dit mooi hoor, as jy nog stoei met daai tipe van goed, en jy sê, man, ek staan vir die wet van Moses, ek probeer daai wet van Moses, moet daar wees, jy weet, en sonder die wet van Moses, hoe gaan ons ooit geregverdig word? My broer, dan wil ek vir jou sê, en dit kan skokkend wees, en miskien so skokkend, maar ek probeer dit op die mooiste manier sê wat ek kan. Ek kan nog 'n kompromie aangaan oor hoe ek 'n ding sê, maar wat ek sê, kan ek nie 'n kompromie aangaan nie. En ek probeer dit op die mooiste manier sê wat ek kan. Of jy sê, my broer, jy weet nog nie wat dit is om werklik die liefde van die Here te voel nie. En dit is 'n verskriklike ding. Die Here het gekom en hy het ons kom lief hê deur sy seun te gee. As 'n versoening vir ons sonde, en as dit wat ons geregtig maak. Weet jy mense, as ons net Jesus Christus sien as die versoening vir ons sonde, en dis al, en ons sien nie dat geregtigheid ons toegereken word deur die gehoorsaamheid van Jesus Christus nie, dan gaan ons sê, ons is versoen deur die bloed van Jesus Christus, ons sonde is versoen, as betaal vir ons sonde, maar geregtigheid is deur gehoorsaamheid aan die wet. En dan gaan ons sê, maar gelukkig waar ek dan nou die wet oortree, sal daarom weer versoening vir my sonde. Mense, en dit is nie die boodskap van die evangelie van Jesus Christus nie. Die Jesus Christus het alles kom doen vir ons. Hy het ons sondes kom versoen, en hy was gehoorsaam namens ons, sodat ons geregverdig kan word. Dit is die plek van liefde. Dis die plek waar jy liefgehê kan voel. In Johannes 4 vers 10. Hierin is die liefde, nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat hy ons liefgehad het, deur sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. En ons weet baie duidelik dat hy nie net sy seun gestuur as 'n versoening vir ons sonde nie, maar vir meer as net die betaal vir ons sondes. En dit lees ons in Romeine 5. Kom ons lees dit gou. Mense, ek weet ek herhaal goed, en as jy wat miskien nou hierdie reeks bestel het, en nou na die reeks luister, kan sê, maar Bertie, jy herhaal die ding, en jy herhaal die ding, en jy herhaal die ding van alle hoeke af. Yes, ek dink dis reg. Herhaling is 'n baie goeie manier van die vernuwing van jou gemoed, wat 'n kragtige verandering in jou lewe teweegbring. Romeine hoofstuk 5, vers 19. Want soos deur die ongehoorsaamheid van een mens baie tot sondaars gestel is, so sal deur die gehoorsaamheid van die een baie tot regverdiges gestel word. Maar die wet het daarby gekom sodat die misdaad meer sou word. En waar die sonde meer geword het, het die genade nog meer oorvloedig geword. Sodat soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers deur die geregtigheid tot die ewige lewe
deur Jesus Christus onze Here. So Jesus was gehoorsaam aan die Vader met 'n volkome gehoorsaamheid. Hy het nie gekom om die wet te breek nie, hy het gekom om die wet te vervul. Hy het gekom om die wet te doen. Hy het die wet kom doen. Hy het dit perfek kom gehoorsaam. Hy was gehoorsaam aan die Vader. En die bevel van God aan Jesus was, gaan en sterwe vir die sonde van die mens. Gaan en wees gehoorsaam aan die wet. Wees gehoorsaam aan elke bevel van Moses. Doen dit. En hy het dit gedoen. In die plekke waar Jesus aangevat was, Jesus het die wet baie beter verstaan nog as die Fariseërs. En daarom het die Fariseërs partykeer gedink, hy breek die wet, maar hy die wet nie gebreek het nie. Het was net hulle onkunde in die verstaan van die wet. Jy weet so, maar Jesus het die wet kom gehoorsaam namens ons. En dis die plek, wanneer jy dit kan begin glo, en jouself stel in dit. En sê, ja, ek dank jy dat ek kan vra in die naam van Jesus. Ek staan voor die Vader, volkome, gehoorsaam. Nie as gevolg van my gehoorsaamheid aan die wet nie, maar as gevolg van die feit dat volkome geregtigheid my toegereken is asof ek 100% gehoorsaam was, want Christus was namens my 100% gehoorsaam. Adam het ons in ongehoorsaamheid ingedompel, en in sonde ingedompel deur sy ongehoorsaamheid. Hoekom kan Christus ons dan nie as gevolg van sy gehoorsaamheid in geregtigheid indompel, sodat ons 100% gekwalifiseer is, vry van ons werke, om geseën te wees nie? Wie al was jy gehoorsaam aan al die wette, omdat jy 'n mens is, en omdat Adam jou verteenwoordiger was, is jy nog steeds in sonde gebore, en het jy nog steeds 'n sondige natuur. En al was jy gehoorsaam aan al die gebooie, sonder die bloed van Jesus Christus, was daar vir jou geen redding nie. Dit beteken dat jou goeie werke jou nooit kon heilig nie. En dit beteken dat 'n slegte werk wat jy het, jou nooit kan onheilig maak nie. My seuns se van is Brits. En of hy nou goed of sleg doen, hy bly 'n Brits. Dis so eenvoudig soos dit, want hy's vanuit my gebore. My saad is in hom. Hy's geskape vanuit dit. Dit is wie hy is. Hy vind sy wese van, hy doen goeie soos ek dit doen. En as hy nou 'n ding verkeerd gedoen het, verander dit nie sy van nie, het verander nie van wie hy gebore is nie. Hy bly nog steeds my seun en my kind. Mense, as jy alles reg gedoen het, in die, volgens die wet, en jy kan nog steeds nie gered wees deur al jou regte dade nie, want die sonde van Adam het jou 'n sondaar gemaak, en jy die bloed van Jesus nodig tot redding. Hoekom sou ons sê, dat die sonde van Adam sterker is as die gehoorsaamheid van Jesus Christus namens ons? Sodat wanneer ons in Christus is, en ons nou 'n verkeerde ding doen, dat daai een verkeerde ding ons nou onregverdig maak. Net soos wat al jou heilige dade jou onder die wet nie kon regverdig nie, kan 'n verkeerde daad onder die goeie nuus en die klaargemaakte werk van Christus jou nie ontheilig nie. Want jy is nie heilig op die basis van jou dade nie, maar jy is geheilig op die basis van die bloed van Jesus Christus. En enige iets teen dit is eintlik enige iets teen die klaargemaakte werk van Jesus wat sê, ag nee, wat dit is nou nie goed genoeg om jou heilig te maak nie, is eintlik laster teen die klaargemaakte werk van God en teen God se raadsplan vir die mens. Mense, kom ons aanvaar hierdie goeie nuus boodskap met ons hele hart, sodat ons liefgehê kan voel, sodat ons vanuit die ervaring van liefde ander kan lief hê en in die kragtigste manifestasie van God kan wandel in hierdie lewe wat is die liefde wat groter effek het op enige persoon se lewe as enige gawe wat daar kan wees. Want ons ervaar wie God is. Om iemand nie te oordeel vir sy dade nie, maar onvervaarlik lief te hê, het 'n groter effek op daai persoon as 'n profetiese woord. Man, is dit nie wonderlik nie? Halleluja, kom ons gaan na 1 Korintiërs toe. Groter is die liefde as die gawes. Groter. Halleluja. En die grootste gawe wat ons ontvang het van God is om iemand lief te kan hê deur die Gees van God wat in ons woon as gevolg van 'n openbaring van sy liefde vir ons wat sy werk is namens ons sodat ons in Christus staan voor die Vader en nie in Moses nie. Halleluja. Weet jy, op die berg van verheerliking, toe Jesus verheerlik is, toe verskyn daar Moses en Elia saam met Jesus. En Petrus sê 'n ding, en die Bybel sê, hy het nie geweet wat hy sê nie. Hy sê, kom ons bou 'n tabernakel vir Moses, Elia en vir Jesus.
Toe kom daar 'n stem uit die hemel, dit was die stem van God, en hy praat met Petrus, en hy sê, Petrus, hierdie is my geliefde seun. Toe praat hy van Jesus, hy praat toe nie van Moses en Elia nie, en hy sê, luister na hom. So, luister ouens, kom ons maak klaar met die wet en die profete. En ons maak 'n blyplek vir Jesus Christus. En die probleem is, ons het met die wet en die profete groot geword in kerke. En ons dink dit is nog die regte ding, ons moet dit huisves. Nee, sien die wet vir wat hy is, as 'n tugmeester na Christus toe. En dan wanneer jy by Christus is, hoef jy nie meer na Christus toe getug te word nie, want jy is mos nou by hom en in hom en alles. En die wet getuig in elk geval net van Christus. So, in die wet moet jy net die klaargemaakte werk van die Here sien. Dit help nie sien bevele vir jouself om geheilig te word nie. En die profete is in elk geval vervul in Jesus Christus, want hy het gekom om die wet en die profete te vervul. En wanneer 'n profesie vervul is in elk geval gaan dit verby. So, kom ons maak gou oop in 1 Korintiërs 13. Ons kyk gou na die liefde van God. 1 Korintiërs 13, hy sê hierso, al sou ek die tale van mense en engele spreek en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal en 'n luidende simbaal geword. Met ander woorde, wat jou volheid gee in jou lewe, is 'n uitvloeisel van liefde, wat kom, wat ons sien in Johannes, as gevolg van 'n openbaring van die klaargemaakte werk van Jesus Christus. Anders is jou lewe leeg in betekenis teenoor ander mense. En al sou ek al die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet en al die kennis en al sou ek al die geloof hê sodat ek berge kon versit en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. So wat jou maak wie jy is nie die wonderwerke wat jy kan doen nie. Nou mense, ek sê teen wonderwerke nie, ek sien wonderwerke in my eie bediening op 'n baie gereelde basis. Maar daai wonderwerk praat nie van wie ek is nie. Prys God, halleluja. Dit sit ook nie 'n stempel op my bediening. Hy het nou 'n wonderwerk, hy het nou 'n groot bediening. Man, dit is sommer een van die grootste dinge wat die kerk in verval het, en dit is om te dink dat 'n ou se bediening dat hy nou regtig van God is, omdat hy wonderwerke het, en dat hy nou God se witbroodjie is, want hy het nou wonderwerke. Maar ek sien baie wonderwerke in bediening, ons het al duisende wonderwerke gesien. As ons veldtogte het, in baie van daai veldtogte is daar aande waarin almal genees. Maar weet jy wat, dit praat nie van wie ek is nie. Dit praat nie van wie ek is nie. Wie jy is, word bepaal deur dit wat Christus vir jou gedoen het aan die kruis. En wie jy is in manifestasie in hierdie wêreld teenoor ander, word bepaal deur die uitvloeisel van liefde wat kom as gevolg van jy wat in die plek is waar jy die liefde van God ervaar, wat 'n plek is van 'n openbaring, dat jy nie deur jou werke geregverdig word nie, maar deur die gehoorsaamheid van Christus namens jou, en dat die verlos is van jou sondes as gevolg van sy sterwe namens jou, en dat die wetmens in Christus gesterwe het vir ewig, en die geloofmens het opgestaan nou. Amen. Right. Vers 3. En al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie. Met ander woorde, al maak ek die liefde na, en al doen ek die dinge van die liefde, maar is 'n namaaksel, dis nie 'n uitvloeisel van daai openbaring nie, dan is dit nog steeds, gaan dit my niks baat nie. So, this thing of, kom ons begin in die vlees, en ons maak klaar in die gees, dis sommer nonsens, mense. Fake it till you make it. Ons gaan nie fake it till you make it nie. We're going to have a revelation of the great news of Jesus Christ, and we're going to have the true thing. Nou, sorry vir die Engels, ek weet nie hoe ek my oorgaan in die Engels nie, maar dit is hoe dit is. Okay, nou verduidelik ek wat die liefde is. Die liefde is lankmoedig en vriendelik en praat nie groot. En nou onthou, die Bybel sê God is liefde. Dit beteken dat God is ook lankmoedig. Nou, ek weet, ek haal nou hierdie skrif uit konteks en ons sal hom in volgende uitsending in konteks verduidelik, maar die liefde is lankmoedig. En God is liefde, dit beteken mense, God is lankmoedig, en God is vriendelik. God is nie nors nie. Jy weet, God sit eintlik hierdie God daarbo in die hemel, en as jy by hom kom, dan het hy hierdie smile, hallo my seun, ek is lief vir jou, ek gee om vir jou, ek is daar vir jou, maar hy het hierdie smile, maar in sy agterkop het hy 'n appeltjie te skil met jou. Want jy het nou alweer daai en daai ding verkeerd gedoen. Nee, hy is regtig vriendelik. Hy is regtig vriendelik en hy's regtig lankmoedig. Nou luister mense, as die Bybel sê Jesus kom gou en hy vat al 2000 jaar. Hoe lank dink jy is God se lankmoedigheid as hy gou 2000 jaar is? Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie en is nie opgeblaas nie. God is nie opgeblaas nie. Hy probeer nie homself groot praat by jou nie.
Hy probeer nie homself, hy's nie, as ons in 'n menslike verhouding praat, hy's nie hy dominerende ou wat die hele tyd homself wil domineer oor jou nie. Dis nie wie hy is nie. Die liefde is lankmoedig en vriendelik, die liefde is nie jaloers nie, liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie, handel nie onwelvoeglik nie. En ons sal bietjie in die volgende uitsending bietjie daaroor praat. Hy soek nie sy eie belang nie. Wow! God is liefde. God is nie net hier vir sy eie belang nie. Die liefde word nie verbitterd nie. En God is liefde, dit beteken God word ook nie verbitterd nie. En al hoekom jy nie verbitterd kan word nie, is omdat daai liefde van God dan in jou hart is, want jy het 'n openbaring van God wat nie verbitterd word teenoor jou nie, want jy weet hy kan nie verbitterd word teenoor jou nie, as gevolg van sekere redes wat ons in die volgende uitsending sal oor praat. Hy reken nie kwaad nie toe nie, liefde reken nie kwaad nie toe nie. Dit beteken God reken ook nie kwaad nie toe nie. Amen. Is nie bly oor ongeregtigheid nie. Wanneer jy in ongeregtigheid is en nie geregverdig is en jy sit nog onder die wet en jy probeer deur jou eie dade geregverdig word wat jy nooit kan regverdig en jy die goeie nuus nog nie gevat nie, God is nie bly daaroor nie. Want hy weet jy sukkel. Maar hy's bly saam met die waarheid en ons sal nog 'n bietjie praat oor die waarheid ook. Wat is die waarheid? Die liefde bedek alles, glo alles, hoop alles en verdra alles en die liefde vergaan nimmer meer. God bedek alles, hy glo alles, God glo in jou. Wow, hy hoop alles, hy het 'n konstante verwagting van die goeie in jou. Is dit nie wonderlik nie? En hy verdra alles. Prys die Here, God is 'n God van liefde. Mense, ek wil hê, man, as jy nou wil huiswerk maak vir volgende week, gaan en lees 1 Korintiërs 13 vanuit daai perspektief, saam met 1 Johannes 4, vers 7 en 8. Veral vers 8, wat sê God is liefde, en dan sit jy bietjie daar waar liefde is, en die handelinge van liefde, sit jy bietjie God in, en besef God is so teenoor jou. Amen. Man, ek wil elkeen van julle uitnooi om gebruik te maak van ons materiaal wat ons aanbied gratis. Man, jy kan hierdie goed bestel, dis vry en gratis. As jy donasie wil maak, is jy welkom. Jy weet, ons gebruik daai donasies, een ou, hy gee R1000 vir een serie en dan kan ons weer vir 10 ouens weer 'n klomp goeder stuur, maar dis hoe dit werk. So maak gebruik daarvan, stuur vir ons 'n SMS. Die nommer wat jy op jou skerm sien is die korrekte nommer. Moenie dink omdat hy so lank is, dis nie die korrekte nommer nie. Dis die korrekte nommer. Sê vir ons wat beteken dit vir jou. As jy 'n vraag het, stuur dit na ons webwerf toe, ons webadres, stuur dit vir ons, laat ons vir jou kan antwoord. Ons wil graag hê dat jy hierdie woord moet verstaan en deel moet hê daarin. Man, en ons het baie boodskappe op die internet, gratis, wat jy net kan gaan aflaai. Doen dit, maak gebruik daarvan, ek motiveer jou, vat daai CD's, deel dit uit vir mense, kopieer dit soveel as wat jy wil, en geniet net hierdie liefde van God. Man, geniet hierdie week, en weet, God het jou onvoorwaardelik lief.